en net vir U sal ek staan. Hierdie donker uur wys die skrif aan die muur en die tekens van die tyd. Roep dit uit, wie sal staan, wie sal speel, teen die onder van die uur, wie sal kniel met die hart van 'n leeuw. Net voor U sal ek val, net voor U sal ek staan, vir U woord, vir U naam, voor U hande sal, ek sal gaan, ek sal staan, al sal alles vergaan, maar voor U, net voor U, my God, sal ek val. En die woorde in die muur, sê ek staan voor U, sal ek staan, sal ek val, sal ek dankbaar deur die dal, steek sy Heer na besang, en my hart vir U bring, nog een reinheid bly, vir verandering, net voor U sal ek val, net voor U sal ek staan, vir U woord, vir U naam, voor U hande sal, ek sal gaan, ek sal staan, al sal alles vergaan, maar voor U, net voor U, my God, net voor U sal ek val, net voor U sal ek staan, vir U woord, vir U naam, voor U hande sal, ek sal gaan, ek sal staan, al sal alles vergaan, maar voor U, net voor U, my God, sal ek val. Hierdie lied vir 'n stil oomblik saam met die Here. I come to the garden alone. I come to the garden alone, for the view is full of the roses, and the voice I hear calling on my ear, the Son of God restores us. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is asleep, the birds are still singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He lets me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Lied 2 en 4. Here, ons sal U loof en U weldade roem. U naam sal ons eer, almagtige
pragtige Here, want U het wonders gedoen. You are
Sluit ons voorsang af met ons is 'n oomblik, maar U is vir altyd. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd. God van die nieuwe, God voor die tyd. Ons is 'n nasie, U is vir ewig. U wat ons lief het, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig. Vader, Gees, die lof wat U gee. Al die lof, aanbidding en ere. Kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser. Jesus verlosser, redder en vriend. Ons na die kraan, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig. Vader, Gees, die lof wat U gee. Al die lof, aanbidding en ere. Kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Heilig, heilig. En heilig, heilig, Heer God almagtig. Vader, Gees, die lof wat U gee. Al die lof, aanbidding en ere. Kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Môre aan julle almal. Lekker om so baie van julle te sien. Draai so 'n bietjie na mekaar toe, waai vir mekaar, sê vir mekaar môre met mooi môre. Voordat ons verder praat, kom ons sê eers dankie vir die kollekte. Here, ons sing heilig, heilig is U Heer God almagtig. En daarom, as ons sommer net gou wil dankie sê vir kollekte, Here, dan praat ons sommer so, Here. Maar ons buig voor U en ons bring hierdie geld, Here, as 'n dankoffer, dat ons enigstens hier mag wees, dat ons enigstens asem het, dat U die Here is wat ons alles gee. Ons is totaal van U afhanklik. U is die Here wat ons red aan die kruis en vir ons die lewe gee. Hoe kan ons ooit met geld vir U dankie sê? Here, neem hierdie offer en help ons om dit te gebruik tot U eer en seën dit. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek kan nou nie sien of al die vrouens glimlag nie. Het julle dan almal 'n chocolaatjie gekry? Al die vrouens het 'n chocolaatjie gekry. Is daar iemand wat nie 'n chocolaatjie gekry het? Het jy nie 'n chocolaatjie gekry? Julle pak. In die pakkie. Dis Moedersdag, maar eintlik is alle vrouens moeders. Want ek het al gesien hoe dat vroue eintlik ons kerk regop hou. En 'n ma is vir die kerk van Jesus Christus. Baie dankie aan julle elkeen. En ek hoop julle is almal bederf vanmôre. Is dit so? Is julle bederf?
Ek hoop so. Ek glo so. Ek weet daar's party van julle wat hier sit, wat in die laaste tyd, veral in die tyd met die COVID, is daar 'n paar moeders oorlede. En dat hier sit vanmôre wat ek weet, hulle maas nie meer met hulle nie. So, ons dink aan julle ook. En partykeer dan kom as sulke branders, nee, as mense iemand verloor het, dan kom as sulke branders. In die begin is dit elke oomblik, dan dink jy, hy is nie meer daar nie, of sy is nie meer daar nie. En dan raak dit nou al hoe verder uit mekaar uit. En dan kom dit met sulke spesiale dae, soos verjaarsdae, Kersfees en met Moedersdag. So, ons dink aan julle, hoor. Ek weet ook, Jan, jy het nou 'n vrou verloor, maar die kinders sit daar om jou. En so is daar 'n hele paar van ons, wat ons moeders verloor het. Mag die Here vir julle troos en seën ook in die tyd. Right, ek het 'n paar afkondigings wat ek net gou vir julle wil gee, wat jy tog asseblief nie moet vergeet nie. Daar is, ek sien Nicola Vyver se lidmaatskap het by ons oorgekom, en baie welkom. En dan is daar, in die week moet jy tog kyk, veral Woensdag die Bybelskool, dan kom ons hier by mekaar in die Bybelskool, dan gaan ons gaan Woensdag oor Prediker praat. Doe tog moeite, kom op 'n Woensdagoggend, kom saam. Dit raak nou al lekker groot, en ons is baie opgewonde, dat die mense geniet dit verskriklik baie. Kyk maar net, ons het in die week van die diensgroepvergaderings, wat jy na kan kyk. As die diensgroepe, kom ek net gou een ding vir die mooi verduidelik. Ons het in ons gemeente die dinge 'n bietjie gedraai, van kommissies na diensgroepe toe. Nou die verskil is dit, 'n kommissie is 'n deel van die kerkraad wat by mekaar kom. Maar 'n diensgroep is mense wat die Here wil dien. En elkeen is welkom. So as jy sien die diensgroep vergadering word daar geskrywe, en jy wil belangstel, kom ons sê barmhartigheid, en watter diensgroep ook al, kom asseblief, jy is welkom. Ons wil graag jou inset hê, ons wil graag by jou hoor, en ons wil graag vir jou die werk steek ook. Jy moet toch een ding baie goed onthou. As jou naam op die lidmaatregister van die kerk staan, as jou naam daar staan, dan beteken dit jy het hiervoor in die kerk beloof, dat jy vir die Here sal dien in hierdie kerk. So, die lidmaatregister is die mag, die bedieningsmag van die kerk. Dis nie die dominee of die ouderling. Elkeen van ons het daai belofte gemaak. So, die kerk is vir die mense daar buite, en die mense binne die kerk is die bedienaars. Kom ons vra voorbinding ook vir Kali Riespieter, vir Pieter Swanepoel, dis 'n verswanning, Rita van der Skyf, Andre Huisamen, Vincent Jerry, ek was gister daar by hom in die Kaap in die hospitaal, ek gaan dit op baie beter na die beroerte. Dan ook bid asseblief tog vir Andre de Tooi en vir Dalena Martens, sy herstel ook na operasie, ek hoor sy is terug by die huis. En dan ook Patricia Loubse, dis die tannie daar in die ouete huis vir wie ons bid. Dan George en Jason Ballard, George en sy seun Jason, hulle het 'n moeder verloor vanmôre. Rochelle is eergister is sy oorlede. Ons het op 'n tyd lank terug vir Rochelle baie gebid toe sy kanker gehad het, en dit het weggegaan, en sy was vir lang tyd gesond, sy het nog 'n jaar die Paternoster stap saam met ons gestap, en die kanker het skielik teruggekeer, en dit was gou toe die Here haar kom haal. Bid asseblief vir daai familie, asseblief. Daar's 'n hele paar van julle verjaar. Mag dit 'n lekker dag wees, en mag die Here vir jou seën, jy die name daar op die lys, mag die Here vir jou 'n mooi jaar gee wat voorlê. Is die mense wat vanmôre vir die eerste keer in die kerk is? Niemand nie. Daar's kuier jy of jy ingetrek. Mense wat kuier, jy ook. Welkom, is lekker om julle by ons te hê. Ons drink tee na kerk hier in die saal. Jy's genooi, spesiaal. Kom drink asseblief saam tee, en dan gesels met die mense, en sorg dat hulle weet wie jy is. Ons wil graag
dat jy welkom voel in die gemeente en dat dit vir jou lekker is om hier by ons te wees. As ons so praat oor voorbidding, dan het ons 'n dankie sê hier op die blaadjie, jy kan dit lees daar, Hentie en Annelien de Beer sê baie dankie vir ons voorbidding, toe Hentie gaan vir die CAT scan, wat noem hulle die ding, toe is hy skoon van die kanker, so ons is bitter dankbaar daarvoor. So, saam met hulle sê ons baie dankie. Agter op die blaadjie sal jy sien, ons het 'n wynveiling. Daar het 'n oom vir ons wyn geskenk vir die gemeente, en ons het gereël vir 'n afslaer Beierstrieter van Beierskloof wyne, en op die 15de Junie gaan ons 'n wynveiling hou hier by die Sea Trader. As jy belangstel om te help, of as jy belangstel om 'n tafel te neem, of dalk ook net 'n kaartjie te wil koop, en jy hou van 'n goeie rooiwyn, kom asseblief, jy is baie welkom. En dit is 'n fondsinsameling vir die kerk. Ek wil nie vir julle sê om stil te word, maar julle is klaar doodstil. Kom ons maak die oor toe. Here, ons sit in die kerk voor U. Ons het gekom om in U teenwoordigheid te wees. Maar Here, ons voel vanmôre verbuisterd voor U. Die majesteit oorweldig ons. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader in die Here Jesus Christus ons Here, met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing nou 'n loflied vir die Here saam. Die 209, Heer met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang vir U. Kom ons sing dit lekker hard tot op in. Ja, al die vers. 2 keer. Ja, ons kan dit 2 keer sing, ja, kan die Frans by ons met 2 keer sing, is reg. Amen.
Ek wonder oor die stilte in die kerk. Ek wonder of jy ook soos ek voel. As jy hier instap, so half asof jy nie hier hoort nie. Want jy ken jouself nie. Jy weet mos hoe jy lewe. Jy weet mos wat jy doen. Jy weet mos hoe jy dink. Jy weet hoe jy praat, veral oor ander mense. En jy weet dat die Here eintlik van jou vra dat jy hom moet lief hê met jou hele hart en met jou hele siel. En ek neem aan, dis hoekom jy moeite gedoen het om hier te wees, want jy wil by die Here wees in sy teenwoordigheid. En ons het baie keer 'n vertikale geloof dat ons moeite doen om Bybel te lees en die vertikale ding te doen, maar ons sukkel met die horisontale om daar buitekant, as dit nie Sondag is nie, en nie erediens is nie, vir mekaar om te gee, lief te hê, en saggies te wees, en te lewe soos die Here dit vra. Ons sukkel daarmee nie. En daarom as ons hier inkom, dan weet jy, en ek kry altyd die gevoel as ek met die Here praat ook, en as ek bid, Here, ek wil nou vir iets vra, ek wil tot U bid, maar ek weet, ek verdien dit nie. Ons noem dit in die kerk sonde. As jy die wet van die Here, die wet van liefde oortree, daar's net een ding wat 'n mens met sonde kan doen. Jy kan dit voor die Here bely. Jy kan dit na hom toe bring en dit erken. So kom ons doen dit deur 'n lied wat ons gaan saam sing. Ons sing lied 284 en dan vra ons, Here, laat U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer.
kan maar sit. Jy het nou hierdie lied gesing, en nou mag ek hier voorstaan, hoewel ek ook hierdie lied saam met jy sing, want ook ek is skuldig, ek, Richard Holloway, ook ek lewe nie liefdevol, en sukkel dan. Maar ek het die voorreg om hier te staan en vir jy 'n boodskap te bring, wat die boodskap van alle boodskappe is. Was niks beter as dit. En dit is dat die Here met sy oop arms vir jou staan, en vir jou sê, ek vergewe jou. Ek het vir jou aan die kruis gesterf, en met my kosbare bloed vir jou betaal, vir elke keer, dat jy so teen my wil ingegaan het. Ek het vir jou betaal. Jy mag maar hier wees. Die Here noem jou sy kind. En hy sê, as jy kom en jou sondes bely, dan is hy getrou en regverdig en vergewe jou sondes en reinige jou van alle ongeregtighede. Jy mag dit nou maar net glo. Glo dit tog asseblief. Ek weet nie hoe, dit is altyd die ding. Jy kan nou maar vir eerlik ook vra. As 'n mens preek, en jy bring die boodskap van die evangelie, jy kan die boodskap bring, die goeie nuus, dat die Here ons vergewe, maar ek kan jou nie laat glo nie. Die Here doen dit. Dit is my gebed dat hy jou dit sal laat glo, met jou hele hart. Maar as jy dit vanmôre saam met my glo, kan jy dit saam met my hardop sê. Jy kan my net so bly sit, kom ons sê dit hardop in die woorde van die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing 'n loflied vir die Here saam. Kom ons staan en sing ons die 286. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons nou in die skadu by U staan. Kom ons sing dit lekker hard. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu by U staan. Oor ons dan te bidden, oor ons lofliste, soms op U ons dank betoon. Here, U genade ons hier, en U hand van liefde vastgehou. Moet nooit van ons brengen, schenk aan ons die zin, Here, laat ons nooit alleen. Jezus, laat ons nooit alleen. Ons wil verewig op U allemaal steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Jezus, neem ons weer aan. Kan maar sit. Jy kan nou die Bybel oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 1.
As die Bybel oop is voor jou, kom ons maak met die oë toe, dan bid ons saam. Here, ons het nou net pas vir die gesing en bely dat ons glo in U wat vir ons lief het, en vir ons aan die kruis gesterf het, en vir ons die lewe gee. Here, ons sit hier by U, eintlik, Here, in afwagting. Want Here, ons het nodig om van U te hoor in hierdie tyd. Ons het nodig om U stem te hoor. Ons het nodig dat U ons by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens, soos 'n moeder haar kindertjies. Ons draai na U toe, Here. U die almagtige God, die een van wie ons en op wie ons hoop. Ons verwagting is in U, Here. En nou as die Bybel voor ons oop lê, Here, dan maak ons die boek oop met verwagting. Want ons glo dat deur hierdie boek praat U met ons. Ons hoor U stem hierin. Dit gee ons hoop. Here, kom gee dat hierdie gedeelte uit 1 Petrus hoofstuk 2 vanmôre vir elkeen van ons hoop gee. Sal optel en ons sal oprig om hierdie lewe met al sy uitdagings in die oë te kyk. Kom Here, kom en seën ons. U is ons God. U is ons Here. Dankie Here dat ons vanmôre saam met al die vrouens en moeders in hierdie kerk U kan kom eer. Dankie vir hulle. Dankie vir hulle sagtheid, maar ook vir hulle krag waarmee hulle dra ook aan hierdie gemeente. Seën hulle asseblief, Here. Kom nou, Here. Ons wil hoor wat U vir ons wil sê. In Jesus se naam. Amen. 1 Petrus hoofstuk 2, ons lees vanaf die eerste vers. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog en huichelarij en jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. En so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het nog toe geen barmhartigheid ontvang, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.
Ons lees net tot daar. Ek onthou as kind, as hulle 'n rugby span kies. Nee, ons het nou altyd so gespeel op die grasperke rugby gespeel. Het julle ook so gespeel? Nee, dan staan daar so nou 2 ouens en hulle mag kies die 2 spanne. Dan sê hulle Piet kom speel en Jan kom speel en so werk het. En dan is ek gewoonlik laaste. Nee. En dan beklei hulle oor wie moet hom kry. Die ouens sê nee, laat hy in jou span speel. Ken jy daai gevoel? Daai gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Ek is verwerp. Ek onthou later jare kon ek beter rugby speel. En toe daar tyd gekom wat ek te oud raak. Wat daar nou jong manne gekies word, dat jy hardloop nie meer so vinnig. Baie van jy ken daai gevoel. Dat jy nie meer in die span kan speel. Maar ook dan voel hy verwerp. En niks werk nie. Om verwerp te word, afgekeur te word soos die steen hier, is een van die ergste gevoelens vir ons. Vra my enigiemand wat hier 'n egskeiding is, dis die gevoel van verwerping, wat eintlik die ergste is. Dat jy is nie goed genoeg nie. Jy is een kant. Vra maar 'n ou wat sy besigheid ondergegaan het. En hy moes homself bankrot verklaar. Hy is nie meer in die span. En daar word op hom neergekyk. Dit vat aan jou. Met sport en met rugby kan jy het nog vat, maar dit is maar net 'n speletjie. Maar dit gebeur in die wêreld waarin ons leef gereeld, dat jy uitgedruk word en afgekeur word en verwerp word. Baie van ons ervaar dit baie erg ook. As jy jou besigheid verloor en so aan, is dit nog alright. Maar as jy doelbewus afgekeur word in die wêreld waarin jy is, dan is dit nog erger. Ek onthou toe ek in die vloot was ek by toe hoogstaande vlootoffisier oneervol ontslaan is. Dan ruk hulle die goed van jou af. Jy is doelbewus, jy is nie daar. Dit word vir jou gesê, jy word verwerp. Dis baie erg. Ek ervaar in ons gemeenskap dat daar baie mense is wat met hierdie gevoel sit. Baie mense wat hier intrek. En ek weet, daar waar jy vandaan kom, was jy hoof van 'n maatskappy, of jy het jou eie besigheid gehad, en jy het baie suksesse behaal. En nou tree jy af, of jy verkoop jou besigheid, en jy trek hierna toe, en niemand weet wie jy is. En jy voel verwerp. Jy is nou maar net hier. En eintlik het jy ongelooflike kwaliteite en vermoëns en klomp suksesse wat jy agter jou naam kan skryf. Maar nou is jy maar net hier. En voel jy verwerp. Voel jy niks werd. Dit laat baie diep psigologiese letsels op mense. Die bekende boek van John Aldrich, Wild at Heart, praat daarvan as the wound. Dis 'n wond wat jy kry. Letterlik 'n wond. Daai wat, as hulle jou so kies, en dan beklei, jy's laaste, en dan beklei hulle oor jou, jy's nie goed genoeg nie. Dit laat 'n letsel by jou. 'n Wond van ek is nie daar nie. Ek is hieronder.
En baie mense word groot van kleindag af met dit. Jy kan vra, baie mense sit met dit, omdat hy van kleindag af verniel is. En sy selfbeeld verwond is. En nou loop jy met hierdie wond jou lewe lang. En glo jy dan, dat jy niks werd is. Dat jy afgekeer en verwerp word altyd. Eintlik sit ons almal daarmee, ook ek. Ons almal veg daarmee, just to be somebody. Net om iemand te wees. En jy vertel, en jy probeer dinge doen, om iemand te wees, en partykeer, meeste van die tyd, dan is dit verkeerde goed wat jy doen, om jouself te probeer oplig. En Petrus praat daarvan hierso. Dan sê hy, hou op met hierdie huichelarij en bedrogspel en kwaadpratery, want dis wat ons doen, ons lieg, ons vertel hoe wonderlik ons was, sodat iemand tog net moet dink, ek is iemand. Ons huigel. En dan, wat ons ook doen is, ons praat kwaad van iemand anders, want as ek hom kan aftrek, dan is ek tog hoër. Is hoe ons dink. Kwaadpratery kom gewoonlik daar vandaan. En Petrus noem dit sommer op die naam, jaloesie. Want ek kan dan nie daar wees. Want ek glo nie in myself nie, ek glo nie, ek kan nie. Ek glo ek is verwerp, dit kom al van kindsdae af partykeer. Daar waar jy nie gekies was vir die span. Waar jy eintlik verwerp is. Ons is soos kinders. Melk moet drink, sê Petrus. Wat eintlik maar net wil groot wees. Jou lewe lang probeer jy eintlik maar net 'n groot mens wees. Julle kinders moet tog nie groot word nie, hoor. Tog nie groot word nie. Ek wens nog, ek was 'n kind. Raak soos kinders. En dit laat my dink, ek moet dalk vir die kinders dit probeer verduidelik. Ek dink ek moet dit nou doen, dat julle gou kan sien. Dis hier so kindertjies hier met die kerk. Kom staan vir die voor by my. Kom staan vir die voor by my. Ek het 'n ding saamgebring vir jou. Kom saam. Toe, jy moet nie mis nie. Jy gaan nie sweet mis, so jy beter kom, ja. Staan nog van julle, kom. Kom daar, jy kan my sweet, ek wil nie voor kom staan nie. Ok, ek sal vir jou sweet gee na die tyd. Party van hulle raak wel te groot, nee. Kyk jy wat het eksamen. Ken julle dit? Het jy nog 'n pizza? Het jy 'n pizza gegee? Het jy 'n pizza, dat hulle pizza aflewer by jou, nee? Nou, dan bring hulle ons in so 'n boks. As jy hom oopmaak, dan ryk jy ons nou vreklik. Ryk goed daar uit. Maar se pizza, nee. Nou die probleem is, as ek nou vir jou so 'n leë pizza box soos hierdie gee, en hy ryk daarom nog na pizza, dan is hierdie leë pizza box niks werd. Nee. Dis eintlik as jy nou klaar die pizza geëet het, dan lyk jy nou vuil soos die ene, en dan gebruik jy daai kies om nie af te vee, nee. 'n leë pizza box. En dan vat jy die tissue en gooi hom daar, en dan wat maak jy met die pizza box? Jy gooi hom weg. Jy verwerp dit. Want hy is leeg. Daar's niks in nie. Maar, as ek nou vir julle pizza kom aflewer, en ek bring hom so op my hand, nee, dat hy so drup van die olie, het julle al gesien hoe die pizza, as jy hom so optel, dan drup hy so, nee. Sal jy hom eet as hy so kom? Nee. Wil jy hom nie so hê? Hoe wil julle hom hê? Binne in die boks, ja. Jy wil hom al binne in die boks hê. Nou, 'n pizza box, as jy vir hom 'n pizza binne in sit, dan is hierdie pizza box baie werd. Nee, want dan het hy 'n lekker pizza binne, met al die lekker sousies en al die goed, en party van die mense hou van 'n knoffeltjie op by. Hou julle van knoffel? Hou jy van knoffel? En dan moet jy maar jou tandeborstel na die tyd. Nee. Onthou, 'n pizza box is niks werd, as hy nie 'n pizza in het.
Sal julle onthou, en julle is pizza boksies. Sorg dat daar pizza binne is. En daai pizza wat hier binne moet wees, is liewe Jesus. Sorg dat liewe Jesus daar binne in jou is. Dan is jou pizza boks baie werd. Ok, sal julle onthou? Right, ek het dan vir julle chocolate saamgebring, ek het nou vir die tannie een gegee, hoor tog met dit. So daar is vir jou ene. Jou ene is die chocolates. Ok, nou kan julle gaan sit, dankie. Ons is allemaal leer pizza bokse. En nou staan daar in vers 4. Kom na hom toe. Kom na hom toe. Kom na Jesus toe. Die steen wat afgekeer is. Die een wat verwerp is. Maar juist hy het die hoeksteen geword waarop die gebou staan. Die belangrikste klip geword. Kom na Jesus toe. Die hoeksteen, glo in hom, staan daar. Nou, Jesaja 28 vers 16 sê dit ook. Glo in hom. Die hoeksteen, die klip. Glo in hom. Glo in Jesus. Die een wat die pizza box werk maak. Nou, dis nou maklik gesê. Ek kom my lewe lang met hierdie ding, hierdie wond, wat ons nou oor gepraat het. Ek kom my lewe lang met hierdie verworpe gevoel, dat ek is niks werd nie. En nou, sê jy vir my, glo net in Jesus. Dis soos 'n toerstafie wat jy nou wil swaai. En dan net sê, Zep, en nou is alles alright. Dis nie so maklik. Nee. Die Duitser sê, es is nicht einfach. Dis nie eenvoudig. Om te glo in Jesus is moeilik. Kyk maar om julle, gaan vra maar bietjie in hierdie buurt van ons ook, in hierdie plek waar ons woon. Mense sukkel om te glo. Dis ook iets wat jy kan besluit om te doen nie. Wat bedoel hulle met glo in Jesus? Jy sien, hierdie Jesus ken die pad van verwerp wees. Hierdie Jesus is die een wat die ergste verwerp is. Erger as 'n kruisdood is daar nie. Dit was die ouens wat uitgegooi is op die ashoop wat hulle Golgotha genoem het. Daai koppie. Niks werk. Verwerp. Maar juist hy het die hoeksteen geword. Juist hy het die krag wat ons nou die dag oor gepraat het, van daai weerlose krag terwyl hy aan die kruis hang en die spies in sy sy gesteek word. Kan jy maar steek, want hy is God. Hierdie Jesus het gekom om verwerp te word. En nie net in jou plek nie, maar saam met jou. Saam met jou verwerp te word. Hy ken dit. Hy weet hoe jy voel. Hy ken daai gevoel van ek is niks werd nie. Ek moet 'n plan maak. I have to be somebody. Hy ken dit. Jesus loop daarmee saam. So om te sê, glo in hom, beteken om letterlik in hom te raak. In Afrikaans het ons 'n mooi woordjie daarvoor, jy vereenselwig jou met Jesus. As Jesus aan die kruis hang, is dit jy wat daar hang. En as Jesus opstaan, is dit jy wat opstaan. Gaan lees maar die Bybel, dis die en Christus ding. Die hele Johannes is vol daarvan. Om deel te wees, om in Jesus te glo so godsdienstwoord, nee, is om een te wees. Hy is hier, letterlik binne in jou.
Soos daai pizza box as hy 'n pizza in. En dit maak jou onsaglik baie werd. Jy word saam met hom dan die belangrikste steen. Lewende steen, heilige stene staan hier, wat opgebou word in die huis van God, in die kerk. Jy word 'n lewende steen, want jy is deel van hierdie steen, in hom, met hom. As ons nagmaal hou, dan lees ons altyd daai versie, omdat dit een brood is ons al almal baie saam een liggaam, want ons is almal deel aan hierdie een brood. Ons is deel aan hierdie Jesus. In hom, hy in ons. Jy word dan die belangrikste steen. As hy verhoog word, word ook jy verhoog. En het jy waarde. Jy is 'n leë pizza box sonder hom. En hom gooi jy eens weg. Maar sit die pizza daar, want hy het waarde. En die pizza het ook, jy wil hom nie eet as hy in die box is. Nee, daai kindertjies het ook nie so gesit. Jy het waarde, as jy in hom is, en hy in jou, dan voel jy nie verwerp nie. As jy een word met Jesus, jy vereenselwig jou met hom, en jy glo in hom, dan is jy, sê vers 9, hoor net hier, is jy 'n uitverkore volk. You're right up there, man. Jy's die volk van God. Jy's 'n koninklike priesterdom. Jy het blou bloed dan. Jou waarde verhoog tot die hoogste. Jy word 'n kind van God, 'n kind van die koning. Galasiërs 3 sê dit mooi, jy word 'n erfgenaam van die koninkryk van God. Jy's ryk, man. Jy het baie. As jou hart vol van Jesus is, dan het jy waarde, regte waarde. Sonder hom is jy daai leë pizza box. Sonder hom is jy hierdie ouens wat kwaad stoot en bedrog pleeg en lelik praat en afbring en jaloesie is. Groot mense, groot besigheidsmanne ook, hoor, moenie 'n fout maak nie. Die goed wat ons dink is groot, sê Jesus is nie in sy oë groot. Jou waarde lê in hom. En wie jy is in hom, vereenselwig met hom. As hy deel is van jou lewe, as hy binne jou boks is. Uitverkore priesterdom, koning. Petrus maak dit duidelik, julle moet daarom onthou, julle was nie so. Julle was net hierdie leë pizza box. Maar hy gee die waarde daar. Nou is jy die koninkryk van God. Julle het nie barmhartigheid gekry nie. Barmhartigheid moet jy mooi hoor, 'n barmhartigheid het met jou hart te doen. Iemand wat omgee, iemand wat omgee vir jou. En ons ervaar deesdae al hoe meer dat mense gee nie om nie. They just don't care. Nee. Julle het vroeër so gewees, waar mense net eenvoudig nie omgegee. Maar nou het julle omgee, barmhartigheid gekry. Want hierdie Jesus hang aan daai kruis en betaal die skuld vir jou, word verwerp vir jou, omdat hy vir jou omgee. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy gee vir jou om, met sy hele hart, vir jou. Hy, die hemelse koning, he cares who you are. Hy gee om wie jy is. Ek hoop julle hoor dit. Jou waarde lê in Jesus Christus.
Al was jy verwerp en al het jy daai wond as kind al gekry, jy's nou kosbaar. Soos daai pizza box met 'n pizza. Jy is saam met Jesus kosbaar. Saam met Jesus, God se kind. Saam met Jesus, erfgenaam. Die Bybel praat van die eerste Adam, die een wat eerste is, Jesus. Want hy is in jou, en jy in hom. Hy is deel van jou wese. Nou, jy sit nou in hierdie kerk, en dalk is jy ook een van die ouens wat hier getrek het en verwerp voel. Dalk het jy iets, woon jy al baie jare hier en voel verwerp oor iets wat die kinders vir jou gesê het toe jy kind was. Dalk laat mense jou voel jy is niks nie. Kom nou, sê vers 4, na hom toe. Draai na Jesus toe. Nou weet ek, in ander kerke dan sê ek vir die mense, maak hulle oë toe, en dan steek hulle hande op, wie draai na Jesus toe. Daai sê ek steek sommer klaar sy hand. Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor. Kyk nou, steek jy op. Ek vra net jou oë toe te maak. En draai na die Here toe. Sê, Here, kom woon in my hart. Soos 'n pizza in 'n pizza box. Kom ons maak die oë toe. Here, U weet hoe dit voel om verwerp te wees. U weet hoe dit voel om 'n lae selfbeeld te hê. U weet hoe dit voel om niks werd te wees. En U het dit as prys gedra vir my. Vir elkeen in hierdie kerk. Ja, Here, U sluit nie enigeen uit. U maak U arms wyd oop vir elkeen. Ook vir my. Dankie, Here. Here, kom woon nou in my hart. Gee dat ek sal onthou en sal glo ek is U kind. U het betaal. U neem my in U self in. Ek is een met U, Here. Help my om dit te onthou as ek by daai deur uitgaan en die wêreld my weer laat dink ek is niks werd. Dankie dat U my nie verwerp nie. Dankie dat U my aanneem en my U kind noem. Here, vergewe waar ek kwaad gepraat het, waar ek gejok het, om myself aansien te gee. Vergewe, Here, waar ek jaloers was en seer gemaak het. Help my, Here, om te lewe vanuit hierdie waarheid dat ek is U kind. Here, soos wat U Uself verneder het, so kan ek nou buig voor ander. Want ek is 'n koningskind. Here, seën ons asseblief as ons hier uitgaan. Elkeen wat hier sit. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen.
Kom ons sing die laaste lied, die 308. Ons gaan daar sing die eerste en die laaste vers, die 308. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Laaste vers, maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon, en rig my wil, my gevoel en my daad altyd na U wyse raad. Kom ons sing die eerste en die laaste vers, die 308 ten slotte. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons wees en bly. Amen.